is 'n voorreg om weer God se woord oop te maak hier by Homebase en die laaste studie in ons reeks oor Exodus te doen, saam met Rebecca. Ek so bly sy is saam met ons vanoggend. Die tabernakel is ons laaste onderwerp. Kom ons bid eers saam. Dierbare Vader, dankie dat U daardie sisteem ingestel het van die tabernakeldiens en die reëls en wette daaromtrent om die mense oë te vestig op Jesus wat sou kom. En dankie vandag dat ons kan terugkyk en weet dat hy gekom het om daardie plek in te neem in die verlossingsplan. Seën ons vandag in ons bepeinsing van U woord. Amen. Die Exodus was vir my 'n baie groot 'n studie gewees en baie interessant om te sien hoe God sy volk uit Egipte land uitgelei het na die beloofde land toe. En Egipte land is 'n tipe, 'n simbool van die sondige lewe waarin ons lewe, waaruit die Here ons kan uitlei. En in ons gebedsfoto kan ons sien daar hoe die hoëpriester daar intree vir die volk, by die reukofferaltaar, en daardie reukwerk wat so oor die gordyn gaan na die allerheiligste toe. Dit is 'n simbool van ons gebede teenoor ons God. Kom ons lees Exodus 40 en vers 34 asseblief, Rebecca. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, want die wolk van die Here was bedags op die tabernakel, en vuur was snags daarin, voor die oë van die hele huis van Israel op al hulle togte. Hierdie simboliek is vir my so pragtig. Elke item, elke meubelstuk, elke stukkie gereedskap, alles, die hele struktuur van die tabernakel, of die tent van samekoms, dit het God voorgestel en spesifiek vir Jesus in die verlossingsplan. En in die dag, dan was daar die wolk wat hulle bedek het van die hitte van die woestynson, het hulle koelte verskaf. En dan in die nag, dan was, ek weet nie hoe dit gelyk het nie, maar dan was daar die teenwoordigheid, God se teenwoordigheid binne in die tabernakel. En ek stel my voor dat dit 'n glans afgegee het daar in die woestynlug. En so was die tabernakel opgeslaan in die middel. En dan Moses en die Lewiete daarom en al die stamme verderom. En so kon hulle altyd bewus wees van God se teenwoordigheid in hulle midde. En mag ons ook vandag, in elke uitdaging wat ons teekom, bewus wees, dat ons geestelike oë sal oop wees, bewus van Jesus se teenwoordigheid in ons midde, in die dag en in die nag. Nou die eerste gedeelte, Exodus 35 vers 1, herinner Moses die volk aan 'n baie belangrike gebod, en dit is die Sabbatsgebod. Lees dit vir ons. Toe het Moses die hele vergadering van die kinders van Israel bymekaar laat kom en aan hulle gesê, dit is die woorde wat die Here beveel het om dit te doen. 6 dae lank kan daar werk verrig word, maar op die 7de dag moet daar vir julle 'n heiligheid, 'n dag van volkome rus wees tot eer van die Here. Elkeen wat daarop werk verrig, moet gedood word. Nou, hierso sien ons dat God hierdie bevel gee. Hoekom? Hoekom kan hy daardie bevel gee dat ons 6 dae moet werk en die 7de dag moet rus? Omdat hy die mens geskep het. En hy die mens so geskep dat hy daardie tydjie op 'n gereelde grondslag tyd met sy Skepper moet deurbring.
ek bedoel, ons ken daai beginsel baie goed. Want jy kan nie net jou selfoon vir 2 weke aan mekaar gebruik nie. Hy moet gereeld gelaai word. En so op 'n Sabbat, het die Here dit ons so gemaak, dat ons op 'n Sabbat herlaai word, geestelik herlaai moet word. En dan vers 3. Julle mag op die Sabbat geen vuur aansteek in enigeen van julle woonplekke nie. Nou, wat is die probleem? Is die probleem dat hulle nie mag vuur maak nie? Die vuur self, is daar iets sondigs of verkeerd aan die vuur? Of is die vuur maak die probleem? Ons leef nie nou in daardie tyd nie. En dan besef ons nie baie mooi nie. Maar hulle kon nie na 'n stoof toe gaan en 'n knoppie draai en dan word jou, sê maar, rys wat op die stoof is warm nie. Hulle moes, as hulle wou vuur maak, 'n uur of 2 of 3 voor die tyd daaraan gedink het, en dan moes hulle gaan stap, daar in die woestyn, en hulle moet woestynbossies en stukkies hout en wat ook al gaan versamel. In die bygaande foto sien jy daar 'n man, en daardie man dra hout. Hy het ergens in die bos hout gekry wat hy mag saag, en hy het dit in stompe gesaag, op sy rug vasgemaak, en nou stap hy huis toe, om daardie hout te gaan kloof, en dan te gebruik. So was die tydsaspek, glo ek, baie belangrik, dat Sabbat is nie 'n dag om te gaan werk en hout by mekaar maak nie. Dis die week se werk. En dis hoekom daardie regulasie ingestel is. Nou, offergawes en die Gees. Kom ons kyk daarna. Eksodus 35 vers 4. Verder het Moses die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, dit is die saak wat die Here beveel het. Neem van julle besittings 'n offergawe aan die Here. Laat elkeen wat gewillig is in sy hart dit bring, die offergawe van die Here, goud en silwer en koper. So vra die Here nou hier vir hulle 'n offergawe. Maar die teks sê, waar is dit nou? Vers 5. Vers 4 sê, wat die Here beveel het. Hier weer kom dit sterk deur, dat die Here het ons geskape, hy weet hoe ons werk, en hy beveel dit. En net soos die mens 1 uit 7 dae moet herlaai, God het daai ritme binne in die mens so geskep, moet ons met ons Skepper praat. Met ander woorde, 'n 7de van die tyd behoort spesiaal aan God. Net so moet ons offergawes aan die Here bring. En vandag het ons die 10de stelsel, waar ons 'n 10de van ons inkomste vir die werk van die Here gee. En die Here weet dat as ons dit nie doen nie, dat ons sal selfsugtig word. En met 9 tiendes, dis die wet, gaan jy verder, kom jy beter uit, as met 10 tiendes van jou geld, of van jou opbrengs, of wat ook al. En daarom het die Here hierdie beginsel ingestel. En ons lees daarvan in Maleagi 3 vers 10. Wanneer ons die 10de en die offergawe aan die Here nie gee nie, maar teruggee, want hy het dit oorspronklik aan ons gegee, dan breek dit daardie eie ek en daai selfsugtige neigings in die mens af. Dis belangrik. Dis 'n meganisme om die mens nederig, afhanklik en dankbaar te hou vir die Here se goedheid. En hier vra hy Moses vir hulle om 'n offergawe te bring. Nie net van goud en silwer en koper nie, maar wat sê vers 6? En pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar. En daardie materiale het hulle van Egipte afgebring. En ek wens ek kon 'n bietjie deur die weeffabrieke van daai tyd stap, om te sien hoe die mense dit gemaak het, hoe hulle die stowwe gekleur het. En dit is
'n baie interessante studie op sy eie. En dan in vers 7 praat dit nog van ramsvelle, lees vir ons. En rooi geverfde ramsvelle en robbevelle en akasiahout en olie vir die kandelaar en spisserye vir die salfolie en vir die reukwerk van spisserye. As ons tot daar lees, dan besef jy dat daardie mense was definitief nie primitief nie. Hulle het tegnologie gehad, wat ons maar vandag eers ontdek, om sekere suurstene te sny, om materiale te maak, ek glo wat baie beter is as dit wat ons invoer vandag. En hulle het reukwerk gemaak en salfolie gemeng en hierdie stowwe gemaak. Vers 9. En onyxstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas. En almal wat kunsvaardig is onder julle, moet kom en alles maak wat die Here beveel het. Let hier op, dat hulle dit nie net moet bring en so moet gebruik nie, hulle moet dit maak. Met ander woorde, hulle wat kan weef, hulle wat kan sny, hulle wat kan dink, en hierdie planne moet gemaak word, en dit moet uitgewerk en gemaak en vervaardig word. Vers 11, ja. Vers 11. Die tabernakel, sy tent en sy dekkleed, sy hakkies en sy style, sy dwarshoute, sy pilare en sy voetstukke, die ark en sy draaghoute, die versoendeksel en die voorhangsel tot bedekking, die tafel met sy draaghoute en al sy gereedskap en die toonbrode. As jy so lees hier, dan dink ek aan, daar was baie items, dis nie net 'n paar nie. Al hierdie dinge moes gemaak gewees het, gegiet gewees het, die hout wat hulle saamgebring het, daardie lekker sterk doringhout, het sê hier akasiahout, moes hulle die meublement maak. En vandag, dan het ons elektriese krag en elektriese masjiene nodig, maar daai mense moes dit 10-1 met die hand maak, en hulle was kunsvaardig gewees. En vers 14, En die kandelaar tot verligting met sy gereedskap en sy lampe, en die olie vir die kandelaar, en die reukaltaar met sy draaghoute, en die salfolie en die reukwerk van spisserye, en die bedekking vir die ingang van die tabernakel, die brandofferaltaar met sy traliewerk van koper, sy draaghoute en al sy gereedskap, die waskom met sy voetstuk, die behangsels van die voorhof, sy pilare en sy voetstukke, en die bedekking van die poort van die voorhof, die penne van die tabernakel en die penne van die voorhof met hulle lyne, die kunstige klere om in die heiligdom te dien, die heilige klere vir die priester, Aaron, en die klere van sy seuns om die priesterampt te bedien. Sjoe, as ek hieraan dink, en ek is 'n praktiese mens wat baie lief is om in my werkswinkel te werk en dinge te maak, maar hier is baie werk. As ons vandag met 2 miljoen mense so moes uittrek die woestyn in, dink ek gaan ons niks reg kry nie. Want die masjinerie, die gereedskap wat hulle nodig het, om daai goud te bewerk, die blaasbalke, die hamers, die bytels en alles. En daai mense het dit gedoen, en hulle daai kunsvaardigheid gehad. So dit was 'n baie begaafde nasie gewees, met die Here se seën daarby. En toe dink ek daaraan, toe ek hierdie foto paar jaar terug in Hartenbos geneem het, daarbo in die ou denneboom, toe hang daar 'n vink, 'n Kaapse wewer, bo aan die nes, en hy klap sy vlerkies en hy sing, en hy bou daai nes, hy bou hom stoksiel alleen, en hy het nie planne voor hom nie, maar hy kry hom elke keer presies dieselfde as die vorige nes of vorige jaar se nes wat hy gebou het, bou hy en hy weef, en hy het maar net een bekkie, en
2 pootjies en daai pootjie moet daai grassie of daardie stuk van die palmblaar wat hy afgeskeer het vashou en dan ryg hy hom deur. En toe dink ek en besef ek, wie het daardie gene in daardie kromosome ingesit van die vinkie, dat hy daardie ingewikkelde werk kan doen, dat hy dit reg kan doen, en dat die wind daai vinknesie nie sommer net afwaai nie. Hoe word die eerste grassie vasgetrek en vasgeknoop? En ons Skepper het hom so gemaak. En daar hang hy met sy geel vere dos, en hy sing uit sy hart uit, en hy loof God. As die Israeliete maar so die Here geloof het, terwyl hulle daai goed gemaak het, dan was dit iets om te sien. En dan Exodus 35 en vers 21, dis 'n baie mooi versie, wat sê dit? En elkeen wie se hart hom opgewek en elkeen wie se gees hom aangedryf het gekom. Hulle het die offergawe van die Here gebring vir die werk aan die tent van samekoms en vir sy hele bediening en vir die heilige klere. Dis so mooi om te sien dat daar mense was wat van harte hierdie dinge gedoen het. Wat dit met blydskap gedoen het, wat dit graag wou doen. En hulle het hulle toewyding aan die Here gegee. Elkeen wie se hart hom opgewek en wie se gees hom aangedryf het. Wanneer ons iets doen, kom ons doen dit met oorgawe. Kom ons doen dit in 'n positiewe gees en met 'n dankbare hart. Soos vir die Here en nie vir mense nie, so sê die teks vir ons. Vers 22. Die manne het met die vroue gekom. Dit is my interessant. Die manne het nie alleen gekom nie. Hulle het met hulle vroue gekom, het elkeen 'n deel gehad in hierdie werk. En wat doen hulle? Elkeen wat gewillig van hart was, hulle het gespes en ringe en vingerringe en halssierade, allerhande goue goed gebring, en elkeen wat 'n offer aan die Here gewy het. Dit was my baie interessant om hierdie twee te vergelyk. In die een eerste geval het hulle vir 'n Aaron, 'n mens, die goud gebring en hy het gemaak. En hy het seker mense gehad wat hom help ook om hy goue kalf te maak. Maar in die tweede geval het hulle dit vir God gebring. En die mense wie God daai kunstigheid gee het die meublement vir die tabernakel gebou en gemaak. Nou wat is eintlik die verskil? Die een was afgodediens, die ander was aanbidding van die ware God. Bring hulle die goud, die silwer, die stene, die klere, die materiaal om vir die tabernakel te maak. En dit het my laat dink, hoe kan ek dit toepas in my lewe vandag? Wanneer ek, kom ons noem maar, in plaas van goud, ons geld, gebruik ek my geld vir afgodediens om 'n goue kalf of 'n beeld te maak, of gebruik ek my geld om die ware God te dien, nie 'n afgod nie. En dit was ook vir my baie interessant. En toe ek weer na die natuur toe gaan en ek hierdie muurtjie afgeneem het in daai foto, hierdie muurtjie bring ook iets. Hy bring nie saadjies nie, maar hy dra 'n hele veer aan. En dit is wat hy kan doen, en hy bring wat hy het, daar vir die Here. Dit is vir my 'n baie mooi les. As ons kyk na vers 25, die vroue het ook aandeel gehad in die bou van die tabernakel. En elke vrou wat kunsvaardig was, het met haar eie hande gespin en die spinsel gebring, die pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en die fyn linne. En al die vroue wie se hart hulle opgewek het deur kunsvaardigheid, het die bokhaar gespin. En die owerstes het die onyxstene gebring en die stene om in te lê
vir die skouerkleed en die borstas, en die speserye en die olie vir die kandelaar, en vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye. Die Here vra nie vir jou wat jy nie het nie. Van hulle het net die, kom ons sê met die gare gehad. Maar hulle kon dit weef, hulle kon daai stowwe weef en iets maak. Party mense het goud gehad, hulle het dit gebring. Maar die owerstes, die belangrikes, hulle het hierdie stene gehad wat vir die borstas van die hoëpriester gebruik was. En elkeen bring wat hy het en hulle gebruik dit vir diens vir die Here. Die speserye, die olie vir die kandelaar, die salfolie, die reukwerk vir die speserye. Dit was baie spesiaal. En as ek hier kyk na ons fotootjie hier van die muurtjies, dan ek het hier op my maag gelê, na ek 'n klip opgetel het. En ek het hierdie foto geneem van die mure wat hulle kroos as dit ware daar, die papies daar wegdra, dat hulle nie skade kry nie. Elke een doen sy werkie, al kan hy net een op 'n slag dra. En as almal so saamwerk, dan word die werk sommer gou-gou gedoen. Binne 'n minuut, minuut en 'n half, dus al daai hele muurnes wat ek nou ontstig het deur die klip op te tel, dus alles weggedra binne die nes en na veiligheid toe. Die mure leer ons so baie. Nou gaan ons na 2 spesifieke mense toe wat gehelp het. Vers 30. Daarop het Moses aan die kinders van Israel gesê, kyk, die Here het Besaliel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep. En as ek hierdie lees, dan staan hier nie dat iemand oor die luidspreker geroep het, Besaliel, sal jy hier na die podium toe kom. Jy het hierdie Oscar of hierdie dit of hierdie dat gewen. Jy het eerstig nee. Dit sê hier die Here het Besaliel, die seun van Uri, geroep. Dit is nie menseverering hierdie nie. Dis God wat gee en wat weet. En dis vir my so belangrik. Vers 31, en hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Hier is 4 punte hier wat Besaliel het. Uit wysheid, uit verstand, uit kennis en bekwaamheid. En waar kom dit vandaan? Hy stoot nie sy bors uit en hy sê kyk na my nie. Dit sê God het dit vir hom gegee. God het hom met die gees van God vervul. Vers 32. En om kunstige planne uit te dink. So God gee nie net die planne sommer klaar vir hom nie. Hy gee hom die verstand en kennis om dit te kan dink en uitdink. Om die uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk, om werksaam te wees in allerhande kunsarbeid. So gee die Here vir my en vir u ook vandag die verstand, die vermoë om sekere dinge uit te dink, te beplan en te doen. En ons moet altyd weet waar ons krag vandaan kom, waar dit ons talente lê. Dit kom van God af. En ons kan dit gebruik en ontwikkel. Vers 34. Hy het dit ook in sy hart gegee om ander te onderrig. So hy was selfs 'n onderwyser. Hy het ander geleer hoe om dit te doen. Aan hom en aan Oholiab, die seun van Ahisamach, van die stam van Dan. So Besaliel was uit die stam van Juda en Oholiab was uit die stam van Dan. Hierdie 2 manne het God spesiaal daar gestel om ander te leer en om hierdie werk te doen. Vers 35. Hy het hulle vervul met kunsvaardigheid om allerhande werk te maak, van 'n ambagsman en 'n kunstenaar, en van 'n bewerker van veelkleurige goed
in pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne, en van 'n wewer hulle wat al die werk moes verrig, en kunstige planne moes uitdink. Dis baie interessant, kunstige planne moes uitdink. God gee nie alles net op 'n skinkbord nie, hy gee vir jou die verstand om dit uit te dink en te doen. En in my gedagtes, soos die foto aandui hier, sien ek waar hierdie twee manne staan en hulle beraadslag. Daar beraadslag hulle en hulle sê, wat moet ons nou doen? Hoe moet ons hierdie ding maak? En hulle werk dit uit. Dis vir my baie interessant. Eksodus 36 en vers 1. So moet dan Besaliel en Oholiab en elkeen wat kunsvaardig is, in wie die Here wysheid en verstand gegee het, om met kennis al die werk tot vervaardiging van die heiligdom te verrig, dit maak net soos die Here beveel het. Eksodus 36 vers 5. En hulle het met Moses gespreek en gesê, die volk bring meer as wat nodig is vir die uitvoering van die werk, waarvan die Here die vervaardiging beveel het. Daarop het Moses bevel gegee, en hulle het 'n oproep deur die laar laat gaan en gesê, laat geen man of vrou verder enige werksaamheid verrig in verband met die offergawe vir die heiligdom nie. Toe het die volk opgehou om te bring, want die boustof was vir hulle genoeg om die hele werk tot stand te bring. Ja, daar het oorgebly. Dit is vir my baie mooi, dat daar genoeg was. En ek het 'n foto gaan soek van opgrawings wat gemaak is, en as jy hier kyk na al daardie goue goedjies wat hulle opgegrawe het, dan stel ek my voor, dat hulle van allerlei soorte goue voorwerpe wat hulle uit Egipte land gebring het, daar vir die bou van die tabernakel gebruik het. Nou, toe gaan hulle en hulle bou die tabernakel. En hulle kry in duidelike instruksies, tabernakel so en so te bou. Hulle kon nie sommer net hulle eie idees bring nie. God het gesê hoe hulle dit moet bou. En as ek so daarna kyk, dan dink ek daaroor dat God 'n God is van besonderhede. Hy wil hê iets moet kunstig gemaak word. En ek is seker daar was baie interessante, fyn besonderhede wat hulle daarin gebou het. Wat sê vers 8? So het dan almal wat kunsvaardig was onder die werksmense, die tabernakel uit 10 tentdoeke vervaardig, uit fyn dubbeldraad linne en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe, met gerubs, as kunstige werk het hy dit gemaak. So as jy daarna kyk, dan moes jou gedagtes verhef gewees het, na dit wat hemels is, van dit wat God gesê het hulle moet bou. En in vers 14 sê dit, hulle het verder, het hy doeke van bokhaar laat maak. En dit is gebruik as 'n seil oor die tabernakel. En dan in vers 19. Ook het hy vir die tent 'n dekkleed van rooi geverfde ramsvelle gemaak. En daarbo-oor 'n dekkleed van robbevelle. So daar was ten minste 4 lae. Die binneste laag waarop die engele geborduur is en wat so pragtig was, van rooi, pers, purperrooi stowwe, en dan die ander, die bokhaar en die rooi geverfde ramsvelle en dan die robbevelle reg buite op. So is die tabernakel beskerm. En daar's 'n fotootjie wat iemand so dit voorstel om die verskillende lae te sien. Eers die binneste laag, dan die witterige bokhaarlaag, dan die rooi geverfde ramsvelle en dan die robbevelle reg aan die buitekant. So het die Here dit laat bou. In vers 20. Hy het ook vir die tabernakel die regopstaande style van akasiahout gemaak.
Nou, mens moet besef dat hierdie tent, hierdie gebou, was nie baie groot nie, hy was maar klein, maar hy moes opgeslaan gewees het en weer afgeslaan gewees het. En so moes hy gedurig, terwyl hulle trek, van plek na plek na plek, moes hulle hom afslaan en dan weer opslaan. En hy moes so beplan gewees het en so gemaak gewees het, dat hulle dit so kon doen. Vers 24. En hy het 40 silwer voetstukke onder die 20 style gemaak. 2 voetstukke onder die een styl vir sy 2 tappe en 2 voetstukke onder die ander styl vir sy 2 tappe. En dan vers 31, die dwarslatte. Hy het ook dwarshoute van akasiahout gemaak, 5 vir die style van die een sykant van die tabernakel. En dan in vers 35 sê dit daar verder het hy die voorhangsel gemaak van pers en purper rooi stowwe, bloedrooi en fyn dubbeldraadlinne. Fyn, hulle het dit versigtig gemaak en die vroue het gerubs daarop uitgewerk. Vers 36. En hy het 4 pilare van akasiahout daarvoor gemaak en dit met goud oorgetrek. Hulle kramme was ook van goud. So alles het daardie blink goudkleur gehad. En hy het daarvoor 4 silwer voetstukke gegiet. Jo, dit moes pragtig gewees het. Ek wens ek kon dit sien. En hy het nie net die tabernakel gemaak nie, hy het ook die voorhof, die gebied om die tabernakel gemaak. Wat sê Eksodus 38 vers 9? Hy het ook die voorhof gemaak. Aan die suidekant na die suide toe was daar die behangsels van die voorhof van fyn dubbeldraad linne, 100 L lank. Sjoe, so daar was die buitehof om die tabernakel wat hom afgekamp het as dit ware. En binne in die tabernakel was die tafel met die toonbrode as jy inkom aan die regterkant. Daar was die kandelaar as jy inkom aan die linkerkant. Daar was die reukofferaltaar wat reg voor jou gestaan het, net voor die voorhangsel, voor jy in die allerheiligste ingaan. En dan buite in die voorhof, wat ons nou net gelees het, was die koper waskom, waar die priesters hulle gewas het, en aan die heel buitekant was daar die groot brandofferaltaar, so 'n hol kas met planke, en so in die middel daarvan was daar 'n koper raamwerk wat hulle gegiet het om die beeste of die bokke of die skape op te bring as offers. En dan is daar ook klere gemaak. Eksodus 39 vers 1. Hulle het ook kunstige klere van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe gemaak om in die heiligdom te dien. Ook het hulle die heilige klere vir Aaron gemaak, soos die Here Moses beveel het. En as ons kyk na die bygaande skets hierso, dan kan jy sien daar aan die linkerkant op die skets is die ark binne in die allerheiligste. Die allerheiligste was presies 'n vierkant, net so lank as wat hy breed was. En dan was daar 4 pilare, daai 4 sirkels daar. Dan die wierookaltaar kan jy sien, dan die tafel met toonbrode, en dan die goue kandelaar, en dan heel voor was daar 5 pilare. En dan die waskom en die brandofferaltaar, en buite hom was die voorhof. En dit is hoe hulle dit gemaak het. Eksodus 40 vers 1. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, op die dag van die eerste maand, op die eerste van die maand, moet jy die tabernakel van die tent van samekoms oprig. En jy moet daarin plaas die ark van die getuienis en die ark met die voorhangsel bedek. Dan moet jy die tafel inbring en daarop reg sit wat daarop behoort. Jy moet ook die kandelaar inbring en sy lampe opsteek. En jy moet die goue altaar vir die reukwerk voor die ark van die getuienis neersit. Dan moet jy die bedekking van die ingang van die tabernakel ophang.
Jy moet ook die brandofferaltaar wat voor die ingang van die tabernakel, van die tent van samekoms neersit. En jy moet die waskom tussen die tent van samekoms en die altaar neersit en daar water ingooi. En maak die voorhof rondom en hang die bedekking aan die poort van die voorhof op. Ek dink almal van ons weet hoe voel dit wanneer dit maande, partykeer jare van werk was en jy kom op die punt dat jy alles op sy plek reg gesit het en jy nou intrek in daardie huis of daai rok aantrek wie jy gemaak het of daai meubelstuk op sy plek sit wat jy gemaak het of wat ook al. So was almal seker baie opgewonde toe alles bymekaar kom en hulle alles bymekaar sit. En hulle hierdie heilige klere vir die priesters, waar Aaron en sy seuns aantrek. Wat sê vers 17 van Exodus 40? En in die eerste maand, in die tweede jaar, op die eerste van die maand, is die tabernakel opgerig. Dis my interessant. Die eerste dag van die eerste maand, en dit was 2 jaar na hulle uit Egipte getrek het. In die bygaande foto kan jy daar sien hoe skilder die tent voorgestel het, met die 5 pilare in die voorkant en die priester wat daar inloop, die brandofferaltaar wat groot was, die waskom en die tente van die mense in die verte. En dan berg Sinai, daar heel agter. Dit gee mense 'n idee van wat daar gedoen is. Exodus 40 vers 34. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek. Ek dink daardie oomblik het almal besef dat alhoewel ons as mense hier gewerk het, dit was vir God gewees. En hier kom die Here en hy openbaar hom aan hulle, terwyl daardie wolk daar neerdaal. En wat sê dit? En die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul. Dit is vir my 'n heilige oomblik. Vers 35. Sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. Nou as God se teenwoordigheid so 'n gebou kan vervul, en ons gaan kerk toe op 'n Sabbat, besef ons in wie se teenwoordigheid ons ingaan. Moses kon nie eers hier ingaan nie, hy het dit nie gewaag nie, want die heerlikheid van die Here was daar. En dan stap ons in, en ons gesels met mekaar, of dalk nog oor dingetjies wat in die week bespreek moes gewees het. Dit laat my net dink, vers 36. En as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte. Dit was vir my so interessant. Nou trek daai wolk op, dan weet almal in daai kamp, want almal kyk op en sien die wolk, dan weet hulle, nou moet ons oppak, hulle pak al hulle goedjies op, kry dit reg op die diere wat hulle saamgeneem het. Ek stel my voor donkies en die waans waar hulle die goed opgepak het, en daar trek al 2,5 miljoen mense nou verder in die woestyn, tot hulle by hulle bestemming aankom en hulle sien die wolk staan nou stil. Pragtig om te sien hoe God hulle gelei het. Vers 37. Maar as die wolk nie optrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. Want die wolk van die Here was bedags op die tabernakel, en vuur was snags daarin, voor die oë en die hele huis van Israel, op al hulle togte. Die Israeliete kon die Egiptiese gode sien. Hulle moes hulle blink vryf, hulle daaraan gevat, hulle dit geskuif van punt A na B ensovoorts. Wat beteken al hierdie dinge? Want dit het daar in die verlede plaasgevind, is geskiedenis. Maar onthou, alles in die tabernakel het na Jesus gewys. En nou
Kom ons kyk wat sê die Nuwe Testament, Johannes 1:14. Wat sê dit daar vir ons? En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Vandag sien ons nie 'n brandofferaltaar nie. Ons sien nie 'n kandelaar nie. Ons sien nie die tafel met die brode daar nie. Maar vandag sien ons vir Jesus Christus in sy woord. Terwyl ons die Bybel lees, dan sien ons hom wat vlees geword het vir ons hier op aarde. En Openbaring 21 en vers 1 sê vir ons: En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hierdie derde vers is vir my so pragtig, dit het sulke ryk betekenis vir my. Ek moet dit weer lees. Openbaring 21 vers 3, en ek het 'n groot stem in die hemel hoor sê, kyk, waarna moet ek oplet? Die tabernakel van God is by die mense. God kom by ons tabernakel, by ons bly. Hy wil by die mens wees. En hy sal by hulle woon. Ons sal nie moet ver ry om ons geliefdes te gaan besoek oor see of waar nie. God kom by ons bly. Ons sal nie meer in geloof moet bid in die aand en ons sal hom sien soos hy is. En God self sal by hulle wees as hulle God. Hoe pragtig is dit nie? En vir ons gebedsfoto het ek 'n kluisenaarskrap wat hier in 'n pragtige skulpie ingekruip het, en hy loer daar uit sy tydelike huisie wat hy het. En so is ons maar kluisenaars hier op aarde, en ons bly hier in 'n woning, maar ons kan deur geloof ons God sien en hom aanbid. Dierbare Vader in die hemel, dankie vir hierdie kosbare lesse wat ons kon leer hierdie laaste 3 maande oor die Exodus, hoe U vir Moses geroep het en hom en Aaron gebruik het. Maak ons harte sag, Here, dat ons nie harde harte soos Farao sal hê nie, maar dat ons in geloof saam met die Here sal stap, totdat ons hom sien kom op die wolke van die hemel. Amen.